Wat is die eienaardigheid van die Russiese beginsel van die bou van staatskap en gevolglik identiteit? Identiteit is wat ons verenig. Kyk na die geskiedenis van Rusland. Hoe lyk ons eerste Rus? Ladoga. Wat is Ladoga, Rus? Dit is net 'n bietjie. Mek 'n bietjie. Die hoofstad is Ladoga, naby is die Karela Fort. Meer as die helfte van die bevolking is Kareleërs en Fins-Oegriese mense. Dit wil sê, dit is nie eens die Slaweërs wat die hoofbevolking van Ladoga Rus uitmaak nie. Want soms sê hulle dat Russe en Slaweërs een en dieselfde is. Nee, dit is verskillende beginsels. Ja, dit wil sê Ladoga Rus is geskep. Ladoga Rus het seker beginsels van staatsbou ontwikkel. Hierdie beginsels het versprei na die Novgorod Rus, toe na die Kiev Rus. Later, nadat dit vir 'n tyd lank vervaag het dit weer herleef in die vorm van die Moskowitiese tsardom, wat toe uitgebrei het tot die omvang van die Russiese Ryk en die Sowjetunie, dit wil sê van Kaliningrad tot Vladivostok. Met ander woorde, die beginsels wat neergelê is, het geblyk beter te wees as die van die bure, die Ottomaanse Ryk, die Ryk van Timur die Krepele, die Duitse Ryke, soos die van Karel die Grote, die Pools-Litouwse Ryk, ensovoorts. Die beginsels is beter. Met ander woorde, die model van staatsbou was meer doeltreffend as mens na die resultaat kyk. Die resultaat is grondgebied. Ag, so dit blyk dat dit nie eers die etnisiteit is wat belangrik is nie, maar die model wat belangrik is. Dieselfde Finne-Oegriërs, hulle is eintlik etniese familielede van Hongare. Net die Hongare daar. Kyk, dit hang af van die beginsels van staatsbou. Dit is die Russiese beginsel van staatsbou. Dit is aanvanklik multinasionaal en multikonfessioneel. Rusland is 'n staat en 'n beskawing in een. Wat maak beskawings anders? Hulle verskil in die beginsels van hul konstruksie. Dit is die beginsel van verdedigende staatskap. Wat beteken dit? In hierdie gebied het dit geblyk dat, anders as Engeland of Duitsland of China, in hierdie gebied in die middel is, en gevolglik was daar voortdurende druk daarop, hulle wou stukke daarvan afskeur. Wel, dit maak sin. Dis immers die kompetisie tussen nasies. Dis van die weste, van die ooste, wel, behalwe dalk van die noorde, ja, was daar aanhoudende strooptogte, mense is weggevoer, gebied is beset, daar was allerlei invalle. En dus het die volke wat hier gewoon het, om te oorleef, 'n unieke formule vir staatsbou ontwikkel. Wat was hierdie formule? Ons is anders. Ons praat verskillende tale, ons het verskillende gelowe. Maar wat ons verenig, is dat ons saam wil leef. Ons wil net oorleef. En om te oorleef, moet ons saam wees. So, dit is 'n noodsaaklikheid. Dit is 'n noodsaaklikheid in terme van oorlewing. En hiervoor verwyder ons verskille en verenig ons in 'n enkele staat. En hierdie staatskap, die volgende fase, skep 'n staatsmasjien om oorlewing te verseker, leer, daar, polisie, staatsbeskerming ensovoorts. En die Weermag het een taal nodig. Ja. En 'n tweede echelon van identiteit verskyn in die vorm van taal. Dit wil sê, die eerste echelon is defensief. Ons wil almal in een bomskuiling wees. Tweede echelon, ons het 'n staatsmasjien geskep wat een taal praat. Hierdie taal het Russies geblyk te wees. Daarom is die Russiese taal nie die taal van enige enkele stam of enige enkele volk wat bestaan het nie, maar eerder die taal van staatskonstruksie wat ontstaan het. Dit wil sê, so 'n gekombineerde taal van staatsbou. En eintlik is dit die tweede identiteit. En hierdie identiteit strek ook tot die konsep van Russe histories. Dit is baie goed aangeteken in die sensus van 1897. Enige kyker kan dit kyk en sien hoe Russe verskil in die begrip van diegene wat in die jaar 897 geleef het en met hul handtekening aan die sensus deelgeneem het. Daar was 120 miljoen mense daar. 'n Rus is iemand wat Russies praat van geboorte af. Almal, dit is die enigste kriterium. Ja, hy mag dalk steeds van die ortodokse geloof wees, maar hy mag nie wees nie. Dit wil sê, die sensus is verskillende konsepte. Daar is die konsep van geloof, daar is die konsep van taal, soos die woord Russies 'n byvoeglike naamwoord vir taal is, en daar is ook ekonomiese toestande, baie meer. Daar is 16 punte in hierdie sensus. Hier is die meganisme van identiteit wat oorspronklik geskep is, en die hele staatsbou is daar volgens ingerig.
Hierdie meganisme wat ek wil beklemtoon, verskil van ander. Waar lê sy, kom ons sê, krag en swakheid? Sy krag lê daarin dat dit die moontlikheid bied om baie vinnig uit te brei, beide in terme van grondgebied, want enige gebied pas maklik by hierdie staatsmeganisme aan wat ontstaan en in terme van bevolkingsgetalle, dit wil sê. Die bevolking kan vinnig toeneem omdat identiteit nie bepaal word deur kyk, byvoorbeeld, by die Duitsers is dit vasgelê in die wette van die ryk onder Hitler. Hier was dit wette, beklemtoon ek, wat nie destyds uitgevind is nie. Dit het gelyk of hulle die vorige historiese ervaring van Duitse konstruksie beskryf het. Daar is geskryf dat 'n Duitser 'n Ariër is wat Duitsers in 7 generasies het. Jy sien, hierdie beginsel van bloed. Dit is die Russiese beginsel, dit is die beginsel van kultuur. Taal, En kultuur met kultuur bedoel ons, wel, eerstens taal. die basiese deel van kultuur. En wel, uit 'n juridiese oogpunt, die taal van geboorte. Dit wil sê, as 'n kind die woord en mamma in Russies gesê het, word hy volgens die beginsels van Russiese staatsbou as Rus beskou. Die Sowjetunie was die erfgenaam van die mees menslike beginsel van staatsbou uit die mededingende stryd, want die beskermende, verdedigende staatsbestel, dit wil sê Rusland en die Sowjetunie, veral die Russiese ryk, het hul beleidse gebou dat hulle nie ander gebiede beset het vir koloniale uitbuiting nie. Dit wil sê, as gebiede na die Russiese ryk gekom het, groot gebiede gekom het, dan was dit nie kolonies nie, maar uitbreiding ter wille van die veiligheid van 'n sterk staat en kragtige mededingende stryd. Daar is so te sê Georgië, Armenië. Waarom het hulle verskyn? Ja, want die Ottomaanse ryk het verskillende beginsels van staatsbou gehad. Die beginsels van die Russiese ryk het toegelaat dat mense kon leef, ontwikkel, tot die elite van die land kon toetree, soos Bagration en so meer, om selfs 'n generaal te wees, in beginsel, ja. Dit beteken bloot die ontwikkeling het in 'n ander rigting gegaan, nie die interne ontwikkeling van Armenië of Georgië nie, maar in die rigting van uitbreiding, om deel van die elite van die hele ryk te wees. Terloops toe Georgië gekom het die aantal adel, die aantal prinse van die Russiese ryk, met 'n derde toegeneem. Wel, daar is 'n grap, elke derde prins is daar. En tog is hulle erken. En die status van die prins is heel Russies, nie Georgies nie. Maar dit was die beginsel van konstruksie, dit was die meganisme.